Goeiemôre almal. Baie welkom in die erediens vanoggend. Dit is 'n vreugde om hier so saam met julle te wees. Maar vanoggend kom ons nie net by mekaar om mekaar te sien nie, maar ook om 'n ontmoeting met God te hê in sy woord en deur sy gees. En die Here self nooi ons ook om tot rus te kom, om rustig te raak, om stil te raak, om te hoor vanoggend, om ons aan te raak en ook ons lewens te verander. So of jy dan vanoggend blymoedig hier aangekom het, of met 'n swaar hart, mag die Here jou ontmoet hier waar jy is, en weet ook dat God jou ken. God ken jou hart, hy ken jou omstandighede, hy sien jou, en hy het jou lief. En hy wil ook vir jou vanoggend versterk en ook 'n nuwe hoop gee. So mag dit ook so wees vir jou. Kom ons raak vir 'n paar oomblikke stil. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal vir jou rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag, en my las is lig. Wees gegroet in die naam van ons Here Jesus Christus, die een wat van die oertyd voorspel is, die een na wie verlang is, die een wat mens geword het, die een wat lyf geword het, wat niks geword het, ten einde alles geword het, die een op wie ons hoop is, en die een wat sal terugkeer. Amen. Luister na wat ek jou leer, my volk. Luister aandagtig na wat ek sê. Ek gaan 'n gedig voordra, ek gaan julle inlei in geheimenisse uit die verre verlede. Wat ons gehoor het en wat ons weet, wat ons vaders ons vertel het, sal ons vir ons kinders nie verswyg nie. Ons sal aan die volgende geslag vertel van die roemryke dade van die Here en van sy mag, van sy wonderdade wat hy gedoen het. Hy het aan Jakob sy voorskrifte gegee, aan Israel sy onderwysing. Hy het ons voorvaders beveel om dit aan hulle kinders bekend te maak, sodat die volgende geslag dit kan weet en die kinders wat nog gebore sal word, dit weer aan hulle kinders kan vertel. So sal ons dan op God vertrou en nie vergeet wat hy gedoen het nie, maar gehoorsaam wees aan wat hy beveel het. Ek lees vir ons vanoggend gedeeltes uit Joshua uit as 'n verootmoediging, as 'n hertoewyding. Volgende week lees ons weer uit Joshua 24 uit. En dit beklemtoon die belangrikheid wat dit is om dit wat die Here vir ons gedoen het te onthou, daarvolgens te lewe en dit vir ons kinders oor te vertel. Dit help ons om net weer eens vir mekaar te sê, maar ek verbind my aan hierdie God wat my liefhet, wat my gered het, wat wonderlike dinge in my lewe gedoen het. Ek lees vir ons eerstens vers 14 en 15. Betoon dan nou eerbied aan die Here en dien hom met opregtheid en met trou. Sien af van die gode wat julle voorvaders aanderkant die Eufraat en in Egipte gedien het, en dien die Here. Of as julle dit nie goed vind om die Here te dien nie, kies dan vandag wie julle wil dien. Die gode wat julle voorvaders gedien het aanderkant die Eufraat, of die gode van die Amorite in wie se land julle woon. Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. En daarom verbind die doop die ouers om hulle kinders soos hulle groot word oor die betekenis en die eise van die genadeverbond in te lig. 'n Voorbeeld vir hulle te wees in die uitlewing daarvan, hulle op te roep tot die toeëiening van God se beloftes en hulle tot deelname aan die nagmaal te begelei. Onderneem julle dan ook om die Here Jesus Christus so te dien en te gehoorsaam dat u woorde en dade en lewe in die gesin en in die gemeente die gebod van die Here by die kinders sal inskerp. Ek en my familie sal die Here dien. Verder sê Joshua 24 vir ons, die volk het geantwoord, ons dink glad nie daaraan om die Here te verlaat en ander gode te dien nie.
Dit is die Here ons God, wat ons en ons voorvaders uit Egipte, die plek van slawerny, gebring het. Hy het daar groot wonders voor ons oë gedoen. Hy het ons beskerm op die volk, deur wie se gebiede ons getrek het. Verder sê die Here het al die volke oor ons uitverdryf, die Amoriete wat die land gewoon het. Ook ons sal die Here dien. Hy is ons God. Saam kan ons ook as gemeente sê, ek en my familie sal die Here dien. Verder sê Joshua, maar Joshua het vir die volk gesê, julle kan nie die Here dien nie. Hy is 'n heilige God, hy is 'n God wat onverdeelde trou eis en julle opstandigheid en sonde nie sal vergewe nie. As julle die Here verlaat en julle dien vreemde gode, sal hy wat aan julle goed gedoen het, teen julle draai en rampe oor julle bring en end uit aan julle dit maak. Die volk het vir Joshua gesê, nee, ons sal die Here dien. En ons as gemeente kan ook sê, ek en my familie sal die Here dien. Toe sê Joshua vir die volk, julle is self getuies daarvan, dat julle gekies het om die Here te dien. En hulle antwoord, ons is. En toe sê Joshua, verwyder dan die vreemde gode tussen julle uit, en wy julle heeltemal aan die Here, die God van Israel. En die volk sê vir Joshua, ons sal die Here ons God dien. Ons sal na hom luister. En ons sal ook dan sê as gemeente, ek en my familie sal die Here dien. Hierso sien ons uit Joshua dat hulle herhaaldelik bevestig dat hulle die Here sal dien. Dat hulle dit wat hulle geleer het, dit wat hulle gehoor het, dit wat hulle gesien het aan hulle kinders sal oordra. Dat hulle 'n voorbeeld sal wees daarvan. Nou vanoggend kan ons sê dat ons ietsie van hierdie hertoewyding dalk in ons eie lewens moet waarmaak. Dat ons sal herinner word dat ek en my familie, ek en my gesin, die Here dien. Want vanoggend gesels ons in ons teks oor die wederkoms. So terwyl ons wag op die Here, kan ons hierdie belydenis hê, ek en my familie, ons sal die Here dien. So laat hierdie in ons gedagtes wees, wanneer ons dan ook hierdie erediens ingaan en luister na die woord van God. Maar kom ons staan eers en bely hierdie geloofsbelydenis hardop saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Julle kan maar sit. Ons teksgedeelte kom vanoggend uit Matteus 25 en julle is welkom om julle Bybels van daarso oop te slaan. Ek lees vanoggend uit die 2020 vertaling uit wat ook op die bord gaan verskyn. Ek lees die eerste 13 verse daar. Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 jong meisies wat hulle lampe geneem het om die bruidegom tegemoet te gaan. 5 van hulle was dwaas en 5 van hulle was verstandig. Die dwaases het hulle lampe gevat, maar nie olyfolie met hulle saamgeneem nie. Die verstandiges het egter saam met hulle lampe ook olyfolie in die houers geneem. En omdat die bruidegom getalm het almal vaak geword en aan die slaap geraak. In die middel van die nag was daar 'n geroep: "Kyk, hier is die bruidegom, gaan hom tegemoet." Toe het al daardie jong meisies opgestaan en hulle lampe gereed gemaak. Die dwaases het vir die verstandiges gesê:
Gee vir ons van julle olie, want ons lampe is besig om dood te gaan. En die verstandiges het egter geantwoord, dalk sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie. Gaan eerder na die verkopers toe en koop julle eie. Terwyl hulle die olie gaan koop, het die bruidegom opgedaag, en die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilofsfees toe, en die deur is gesluit. Later kom die ander jong meisies toe, ook daaraan en roep, meneer, meneer, maak vir ons oop. Maar hy antwoord, amen, ek sê vir julle, ek ken julle beslis nie. Wees dan waaksaam, omdat julle die dag en die uur nie ken nie. Nou, dit is 'n goeie en 'n mooi verhaal eintlik, wat ons van kleins af lees. Nou, ek wil eintlik vanoggend die mans uitdaag om 'n bietjie in julle vrouens se handsakke te kyk, om te kyk wat is alles daarin, want 'n handsak is iets, as mens dit oopmaak, wat mens omtrent enige iets onder die son kan uithaal. Ek wonder, as mens nou die persoon langs sy handsak gaan kyk, wat gaan jy daarin kry? Ek is amper seker, die vrou gaan gereed wees vir enige iets. Daar gaan sweeties in wees, daar gaan tissues in wees, daar gaan dalk wet wipes in wees, daar gaan waarskynlik dalk 'n lepeltjie in wees. Ek weet, mense kry allerhande goeders in 'n handsak. Ek weet, myne is so. Ek het 'n groot handsak gehad waarin daar alles was. Toe dink ek wil 'n bietjie minder maak. Ek gaan my klein handsakkie kry waar net my BV en my selfoon kan pas. En wragtig, moet die naweek toe ek my handsak uitpak, toe staan net soveel goeders in daai klein handsakkie gepak as die groot handsak. So weer eens, ek is gereed vir enige iets. Jy kan vir my vra of ek wat ook al het en ek kan dit uit my handsak uithaal. So om gereed te wees is nou nogal 'n ding. Dit is 'n belangrike ding. En as ek jou nou vandag sou gevra het, is jy gereed? Dan is dit waarskynlik nie die eerste keer wat iemand vir jou sulke vrae gevra het nie. Ons het dit seker al baie keer in ons lewens gehoor. Is jy gereed? Is jy gereed vir Kersfees? Is jy gereed vir die gemeente se verjaarsdag? Is jy gereed vir jou troue, die wat op die brink staan om te trou? Is jy gereed vir aandete? Ons vra gereeld vir mekaar, is jy gereed? Is jy gereed om te gaan? Nou, Matteus 25 stel dieselfde vraag vir ons. Is jy gereed? Maar net in 'n baie wyeer konteks. En dan, wanneer gelowige mense dit vir iemand vra, is jy gereed? Is jy gereed vir die koms van die Here? Dan sal mense ons dikwels 'n bietjie snaaks uitkyk. En dan word ons dikwels gelabel as religieuse fanatics. Omdat ons mense vra, is jy gereed vir Jesus wat kom? Maar ek dink tog, dit is 'n belangrike vraag waaraan ons moet aandag gee. Die skriflesing vanoggend spreek een van die grootste mites aan waarin ons vandag leef. En dit is, dat daar altyd nog tyd is. Want die realiteit is, dat die tyd waarin ons nou leef eintlik 'n geskenk is. 'n Geskenk wat enige tyd van ons weggeneem kan word. Of dit is deur siekte of dood, of dit is deur die wederkoms van Christus. Nou, die afgelope week of wat was daar groot opslag gemaak deur 'n spreker en 'n sanger wat sê, maar die Here is op pad terug en hy kom Dinsdag of Woensdag. Ek weet nie of julle die video's gesien het nie. So almal is 'n bietjie op hol gejaag daaroor van hierdie visioene wat hierdie ou gesien het, dat die Here nou op pad terug is, en die wederkoms op die wegraping sê hy gaan plaasvind. Nou, ongeag of hy reg is of verkeerd is, dit is 'n kwessie wat ons moet aanspreek en aan dink. Ons tyd hier op aarde is geleen. So ons moet die vraag vir ons vra, is ons gereed? Is ons gereed vir die wederkoms van Christus? Is ek gereed as ek môre iets sou oorkom? En ons moet dit vir mekaar ook vra. 'n Predikant wat dikwels deur sy lidmate uitgevra is oor hoe dinge sal gebeur in die eindtyd en wanneer die dag gaan wees, het op 'n stadium vir sy lidmate gesê,
I used to get quite involved in figuring these things out. I had charts and maps, and a lot of people came to hear about these things. Then I decided that God didn't need me with the plans. I've resigned from the party planning committee and have become part of the welcoming committee. So ek dink dis 'n belangrike boodskap wanneer ons hoor mense sê 'n dag en 'n datum gaan die Here terugkom. Dit maak nie saak wanneer dit is nie, dit maak saak of ons gereed is of nie. En dan lees ons dan vanoggend hierdie teksgedeelte uit Matteus 25. Een van die mooiste dinge in die lewe is dalk 'n bruilofsfees, 'n bruid en 'n bruidegom wat hulle verbind voor die gemeente, voor hulle familie en voor die oë van God. En in ons teks gebruik Jesus dan juis hierdie huwelikssluiting, hierdie bruilofsfees, om iets vir ons te vertel van die koninkryk van God. En ons kan gerus 'n bietjie van nader bekyk, wat sê Jesus in hierdie verhaal van ons oor sy koms, maar veral ook in die tussentyd wat moet gebeur van nou af tot wanneer hy weer kom. So hierdie gelykenis kom voor in Jesus se toespraak wat die profetiese rede is. Nou die teoloog sê dit is Jesus se gesprekke wat handel oor die koninkryk van God en dan ten diepste die vraag, maar wat moet gebeur in die tussentyd van Jesus se hemelvaart tot wanneer hy weer kom. So Jesus vertel hierso, maar hoe moet ons leef totdat die Here weer kom eendag? En hierdie gedeelte wat ons dan vandag gelees het, spreek dit dan aan. Nou die gelykenis skets dan 'n bruilofsfees wat baie bekend sou gewees het vir die eerste hoorders. Dis 'n bruilofsfees en dit het gewoonlik gebeur en dit was 'n optog gewees van die bruid se huis na die bruidegom se huis toe. En mense het op weg gedans en gesing en jong meisies het langs die paaie in die strate gestaan met olielampies om die atmosfeer te skep. En die ampt van 'n ligdraer was 'n eervolle posisie gewees van die deelname, ook in die vreugdefees van wat besig was om plaas te vind. En die feit dat die bruidegom met implikasie die optog getalm het, sou ook nie vreemd gewees het vir die eerste hoorders nie. Want daar sou onderhandelinge plaasgevind het by die bruid se huis oor die bruidskat. En dan, wanneer die optog dan uiteindelik plaasgevind het na die bruid se huis toe, is die verstandige meisies dan daarso en gereed. So dikwels het die bruid 'n bietjie langer gevat, so daar was 'n gewag gewees, daar was 'n opgewondenheid gewees oor die bruidspaar wat sou kom, of die bruid wat verby sou gekom het na die troue toe. So dit was niks nuuts gewees vir die hoorders nie. So as ons 'n bietjie nader na hierdie gelykenis dan sou gekyk het, dan sien ons 'n paar dinge raak. Die gelykenis handel oor hoe die gelowiges in die hede van God se koninkryk moet lewe. Om gereed te wees vir wanneer Jesus kom. Ons moet waaksaam wees. Die waaksaamheid van die meisies word aan hulle onverstandigheid om nie voorsorg te tref om nog olie te vat nie gemeet. Die onverstandiges het nie ekstra olie vir hulle lampe gevat nie, hulle was nie waaksaam gewees nie, hulle was nie gereed gewees vir die koms van die bruid nie, ten spyte van wat hulle geweet het, dit gaan gebeur. En die verstandiges het dan ekstra olie gevat, om in hulle lampe te gooi vir as die wederkoms, of as die bruidegom 'n bietjie langer sou gevat het. In ons gelykenis, as ons van nader kyk, sien ons almal het in die slaap geraak. Die verstandige meisies en die onverstandige meisies het in die slaap geraak. Maar gelukkig was daar 'n geroep gewees om middernag dat die bruidegom op pad is. En so maak die meisies dan hulle lampe gereed vir die bruid wat op pad is. Vir die optog om verby te kom, om die mooi atmosfeer te skep. En die verstandiges het daarom ekstra olie gehad, want het was toe al laat gewees
die lampies het 'n bietjie begin uitbrand. En die onverstandige meisies vra dan vir die verstandige meisies, gee vir ons 'n bietjie van julle olie, laat ons ook gereed sal wees. Maar as die verstandiges dit sou gedoen het, dan sou daar nie genoeg olie gewees het vir almal nie. En hulle sê, julle moet maar eerder gaan koop. En dan terwyl die onverstandiges weg is om hulle olie aan te vul, kom die bruidegom daarso verby. Die verstandige meisies kon saam gaan in die feesvieringe in, saam na die bruilofsfees toe. Ja, dan sien ons dat Jesus van homself praat as die bruidegom, soos in ander dele van Matteus. En dan is die deur agter hulle gesluit. En die gevolg is dat die meisies wat onverstandig is, toe hulle wou inkom, die bruidegom hulle geweier het. Omdat hy hulle nie geken het nie. Bedoelende, dat hulle nie gereed was om saam met hom in te gaan nie. En Jesus trek dan hierdie gevolgtrekking van waaksaamheid uit die gelykenis uit. Die boodskap is dat jy kan die wederkoms mis, as jy nie voorsorg tref en gereed is vir sy koms nie. Al neem dit hoe lank. Uiteindelik verteenwoordig vers 12 die kern van die teksgedeelte. En dit is die sleutel waarmee die betekenis en die gerigtheid van die teks ontsluit word. Wanneer die 5 dwaase jong meisies uiteindelik by die bruiloffees aankom, word daar vir hulle gesê, amen, ek sê vir julle, ek ken julle beslis nie. Die jong meisies het nie hulle verantwoordelikheid nagekom nie. Hulle het nie die atmosfeer vir die bruilofsfees verskaf nie. Hulle was nie gereed nie. Uiteindelik het hulle die bruilof, of die bruidspaar beledig deur nie gereed te wees nie. So dan vra mens hierdie vraag uit hierdie teksgedeelte uit. Hoe leef 'n mens dan in die koninkryk van God? Hoe leef ons in afwagting tot die wederkoms van Christus? En die gelykenis leer ons hoe om te lewe as volgelinge van Jesus. Dit leer vir ons hoe om ons lewe in te rig en te organiseer met die gewag tot dan. Soos die 10 jong meisies die lampsdraers vir die bruiloffees was, is dit ook 'n voorreg om 'n kind van God te wees. Dit is 'n groot aangeleentheid gewees om te gekies te gewees het as 'n lampdraer in daardie tyd vir 'n bruilofsfees. Net so is dit 'n groot voorreg om kind van God genoem te wees, maar ons moet gereed wees, ons moet opdaag. Soos die meisies moes help organiseer, opgedaag het, gehuil het saam met wanneer hulle moes gehuil het, gelag het en vreugdevol gewees het, saam met die bruilofspaar, wanneer dit van hulle vereis was, so vereis die Here ook van kinders van God, in afwagting tot die wederkoms, om sekere dinge te doen, om gereed te wees. So hier het ons die 10 jong meisies opgewonde, maar ons het die verstandiges en die onverstandiges. En wat is die verskil tussen hierdie 2 groepe? Almal het in die slaap geraak, maar van hulle was 'n bietjie meer gereed as die ander. Van hulle het ekstra olie gevat, want hulle het geweet dit kan dalk lank wees. Ons moet ook met genoeg olie in ons lampe lewe, waaksaam en gereed, sonder om omkant gevang te word. Eintlik is die vraag, waarmee is ons besig? Waarmee is ons besig terwyl ons vir die koms van die Here wag? Is jou olie in jou lampie al lankal uit? Is jou vlammetjie al lankal dood? Olie in ons lamp is uiters belangrik. Ons moet genoeg olie hê, nie tot môre of oormôre wanneer die waarsêer sê die Here gaan kom nie. Ons moet gereed wees vir as die Here dalk nog lank vat. Olie in jou lampie is noodsaaklik, sodat jy op die mees kritiese tyd nie onverhoeds betrap gaan word nie. Nou, hierdie beeld wat gebruik word ook van olie, is iets waarmee ons kan assosieer.
Ons ken almal die belangrikheid van olie, of dit in ons lampies is, of dit in ons kar is. Ons weet dat wanneer ons sonder fisiese olie betrap word, ons in groot moeilikheid kan kom. As 'n kar nie olie het nie, kan dit gaan staan en kan breek, en julle het dit nou dalk al beleef. Dink maar net om nie gereed te wees nie, wat die implikasies daarvan is. Wanneer jy mooi al jou kersse en jou lampe en jou ligte weggepak het, en 8uur, 9uur die aand gaan die krag af, dan is dit 'n geskarrel om reg te kom, omdat ons nie gereed was vir iets wat ons onbehoeds betrap het nie. Om gereed te wees is baie, baie noodsaaklik. En so is dit met ons geestelike lewe ook. Ons moet geestelik gereed wees vir wanneer die Here kom. Nou vra ek weer, is jy gereed? Hoe lyk jou olievlak? Hoe lyk jou geestelike lewe? Is jy gereed indien die Here sou kom? Ons lees in die gelykenis van die 10 meisies met die lampe en die bruidegom wat ingewag word. En dan sê die Here in vers 1, die koninkryk van die hemel, gaan dit soos met hierdie 10 meisies. Van hulle was gereed met olie, van hulle was nie. Die Bybel sê dat nie almal gaan gereed wees nie. Die feit dat hierdie 10 meisies gewag het, wys daarop dat die meeste mense nog tog op een of ander manier 'n verwagting het van die wederkoms, of van ten minste soort van dat die Here eendag sal kom. Maar ons sê mos nou vir mekaar, dat tyd is 'n geskenk. Ons tyd is dalk nie so lank as wat ons dink nie. So sal ons nie maar wees soos die wyse meisies wat gereed is nie, eerder as die dwaase meisies wat dink, ag, dit gaan nog lank wees, ek is okay soos wat dit nou is, ons het nog tyd. Bietjie traag my nie agtig. En dit is waar ons olie dan begin uitbrand, en baie dan nie gereed is wanneer die bruidegom kom nie. Ek het al baie gewonder, waarmee sal ek besig wees as Jesus weer kom? Waarmee wil ek besig wees? Waarmee gaan jy besig wees as die Here kom? Waarmee is jy nou besig? Sal die Here tevrede wees? Sal jy 'n dwaas of 'n verstandige wees? Vir baie eeue verwag die mense al die Here se koms. Maar die Here waarsku ons op baie maniere dat ons onsself moet regkry. Die vraag is net, hoe belangrik is hierdie wete dat Jesus weer kom vir jou? Hou jy jou olielampie vol? Hou jy jou geestelike lewe op so 'n manier dat wanneer die Here weer kom, jy nie betrap sal word nie? Dat dit vir jou verrassing sal wees en jy nou rond moet skarrel om gereed te word nie? Hoe vol is jou olie? Ons moet tot die einde deursien dat ons olielampies vol is. Ek lees vir ons uit 2 Petrus 3 uit. Kan nie onthou of dit op die skerm is nie. Veral moet julle weet dat daar in die laaste dae mense op die toneel sal verskyn wat die spot dryf en wie se lewe net deur hulle eie begeertes beheers word. Hulle sal spot en sê, en wat het nou geword van die belofte van sy wederkoms? Ons vaders is al dood en tog bly alles nog net soos wat dit was van die begin van die skepping af. Hiermee vergeet hulle moedswillig dat daar lank gelede 'n hemel en 'n aarde was wat deur die woord van God uit water en deur water ontstaan het. En dit is ook deur water dat die wêreld van daardie tyd af oorstroom is en vergaan het. Maar die hemel en die aarde van vandag is bestem en word bewaar vir die vuur, ook die woord van God, en word in stand gehou tot op die dag waarop die goddelose mense veroordeel en verdelg sal word. Een ding moet julle egter nie vergeet nie, geliefdes,
Vir die Here is een dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag. Die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, al dink party mense so. Nee, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê dat iemand verlore moet gaan nie. Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. Maar die dag van die Here sal so onverwags soos 'n dief kom. En op die dag sal die hemel met 'n groot gedruis verdwyn en die hemelliggame brand en tot niet gaan, en die aarde met alles wat daarop is sal vergaan. En aangesien al hierdie dinge so aan hulle einde gaan kom, moet julle des te meer vroom en aan God toegewy lewe. Leef in verwagting dat die dag van God kom en beywer julle daarvoor, die dag waarop die hemel in vlamme sal vergaan en die hemelliggame sal brand en wegsmelt. Maar ons leef in die verwagting van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wat God beloof het en waar die wil van God sal heers. Hoor dit nou, die Bybel sê vir ons op verskeie plekke dat ons in gereedheid moet leef. Ons olielampe moet altyd vol wees. Nou hoe gaan ons dan te werk? Hoe wag ons dan in gereedheid en met ywer en op 'n verstandige wyse vir die koms van die Here? Ons moet weet dat dit nodig is dat ons gereed sal wees op 'n geestelike manier, dat ons ook elke dag so sal leef, asof dit ons laaste dag is, asof die Here vandag gaan kom. En daarvoor het ons kennis nodig, het ons geloof nodig, het ons die wete van Jesus en sy beloftes nodig, dat hy beslis weer kom. En dit vat tyd om ook olie te koop, as mens dit so sou sê, want dit is om in gemeenskap met Christus elke dag te leef, om elke dag tyd saam met hom te spandeer, om die regte dinge te doen, om met die regte dinge besig te wees elke dag. Dit is om ons lampies vol te hou. Dit gebruik baie van ons tyd om toegewy te lewe, om in heiligheid die Here te dien. So hoe maak ons olielampies vol? Deur stilte tyd, deur persoonlike tyd saam met die Here deur te bring, deur tyd te maak vir hom. Nie net 'n paar minute in die oggend of in die aand nie, maar om ook toegewy te lewe elke dag. Stilte tyd is hierdie tyd wat afgesonder is vir die Here alleen. Dit is tyd waar ons in die woord kan delf, kan bid, kan luister na die Here, kan stil word saam met hom, om ons olievlakke weer reg te kry, om gereed te wees vir wat ook al die dag vir ons gee. Maar om toegewy te lewe aan die Here beteken ook dat ons dwars deur die dag tyd vir hom sal afsonder. Al is dit om net 'n rukkie stil te raak daar waar jy is by die werk of met etenstyd. Om net God te dank vir 'n briesie wat deur jou sitkamer waai. Om stil te word by hom. Dit is hoe ons olielampe volmaak. Natuurlik, eredienste, Hebreërs 10 sê, moenie van die samekoms van die gemeente wegbly nie. Dit is waar ons weer gereed word vir die res van die week. Dit is waar ons recharge, dit is waar ons olielampe volmaak, is by die samekoms, waar ons mekaar kan ondersteun, waar ons gawes met mekaar kan deel, waar ons saam kan aanbid, waar ons saam die woord van God kan hoor. Moenie van die samekoms van die eredienste wegbly nie. Natuurlik geestelike gesprekke. Ons kan onsself daarmee besig hou om te gesels oor die woord van God, om te gesels oor aktuele dinge, hoe ons geloof toepas in die daaglikse lewe, waarmee ons worstel, gesels met gelowiges, gesels oor dit wat jy gelees het, gehoor het, oor gebid het, wat aangaan in jou geestelike lewe, daarvan waarvan jou hart van vol is, laat dit by jou mond uitkom,
En laat dit goed en mooi en aanvaarbaar wees vir die Here, sodat dit ook tot opbou van jou medegelowiges kan wees. Gebed, spandeer tyd om met God te praat. Dit is hoe ons waaksaam en gereed kan wees, is om ook in gebed te tree. Want dit versterk ons verhouding met die Here. As ons nie met ons mans of ons vrouens praat of met ons kinders praat nie, hoe kan ons verwag dat ons 'n goeie verhouding met hulle gaan hê? As daar nie kommunikasie is nie, kan mens verwag dat jy 'n slegte verhouding gaan hê. En dit is ook wat gebed is 'n gesprek met die Here ons God, ons Skepper, ons Vader. Praat met die Here. Lofprysing, getuienis, om iets vir ander te doen, sodat hulle ook kan sien dat jou oliehouer vol is, en dat jy ook graag wat jy het met hulle wil deel. Die Here sê vir ons, getuig teenoor ander. Dit is waarmee ons besig moet wees, in afwagting tot wanneer die Here weer kom. Lees die woord van God, leer wat God se karakter is, wie hy is, hoe hy is, in die woord van God. Dit is by verre die beste bron om olie te kry. En weerhou jou van verkeerde goed. Die Bybel waarsku vir ons dat ons so ver as moontlik van sonde af moet wegbly. Wanneer die Here weer kom, wil ons nie besig wees met sonde nie, wil ons nie betrap word op 'n sondige daad nie. Bly weg van sonde af. Kom ons wees gereed, sodat die deur nie agter die Here gesluit word en ons buite bly nie. Kom ons leef elke dag asof ons tyd min is. Kom ons leef elke dag met 'n verwagting dat die Here gaan kom. Kom ons leef reg. Kom ons wees waaksaam. En kom ons wees voorbereid. Amen. Vader, dankie dat U ook ons oproep om waaksaam te wees, omdat ons nie die uur of die dag ken nie. Mag U ons lei om gereed te wees, om ons lamp vol te hou, om wys te wees, om gereed te wees vir die bruidegom, Vader. Here, mag ons onsself in die tussentyd, in die koninkryk van God, besig hou met die dinge wat vir U plesier gee, met die dinge wat U eer. Mag ons hele lewe getuig van U liefde en U genade. Here, dat ons dit ook vir ander mense kan uitstraal, dat die mense dit by ons kan sien en so ook U kan eer, omdat hulle sien ons dien U. Dat hulle U liefde kan sien deur ons. Mag dit ook so wees, dat U met elkeen van ons sal wees in hierdie tye. Here, ons sien ook die tye van die eindtyd. Here, ons sien die geweld, ons sien die haat. Here, ons sien die oorlog. Ons sien die onsekerheid. Maar help ons ten spyte van dit om steeds in U koninkryk voluit te leef vir U. Om gereed te bly in U naam alleen. Amen. Ons lekker besige week wat voor lê. Ek wil julle herinner aan volgende naweek. Eerstens, Vrydag sal julle sien is die sniffelmark. Dit is van 10:00 tot 3:00. So as julle enigiets het wat julle dalk nog wil kerk toe bring vir die tweedehandse verkoping, is julle welkom. Of kom sniffel en krap maar self as julle dalk nuuskierig is wat hy is. En stuur die mense wat by julle werk en die mense in julle omgewing. Sê vir hulle ook om 'n bietjie te kom kuier hierso in die sniffel en krapmark Vrydag die 26ste. As jy graag 'n burger wil bestel, burger en chips, is jy welkom om vir Sandra te laat weet. Dit gaan van 4:00 af beskikbaar wees in die kombuis. So as jy dit as wegneem etes wil hê, is jy welkom om dan al te kom. Anderste kan jy dit sommer hierso kom eet by die quiz aand
Die quiz aand is 'n vasvra aand en dit gaan baie lekker wees. Kom kuier saam. Al dink jy het nou nie baie kennis nie of enigiets so dit. Kom speel net saam. Dit is 'n lekker kuier aand eintlik. As jy nie 'n span inskryf nie, kom maar gerus. Daar gaan tafels wees, gaan sit by 'n tafel, ander mense gaan by die tafel kom sit en dan vorm julle sommer 'n span. Maar laat weet my asseblief of julle kom en hoeveel mense julle kom, dat ons net genoeg tafels kan regkry asseblief. Vir Vrydag aand is julle dan welkom om sommer julle piknikmandjie te bring, bring iets om te eet, bring iets om te drink, bestel 'n burger en kom geniet die aand net lekker saam. Kom kuier net, dit gaan vreeslik lekker wees. En dan natuurlik Sondag het ons nagmaal. Onthou dit asseblief, dit is 'n spesiale erediens omdat ons 75 jaar van God se genade vier. Ons verjaarsdag is eintlik eers daai volgende Dinsdag of Woensdag. Maar kom asseblief Sondag vir die nagmaal. Daar sal aan julle gekommunikeer word oor 'n stil erediens op ons verjaarsdag, 'n spesiale erediens, kort erediens. Maar hou julle WhatsApps en Facebook asseblief dop vir dit. Maar vir nou, onthou asseblief die nagmaal volgende Sondag en ook die koek en tee na dit. As julle dalk enige gemeente, ou oud gemeentelede ken, wat dalk nog in die omgewing is, nooi hulle ook gerus vir die spesiale erediens. Dit sal lekker wees om die ou gesigte ook weer te sien. Hierdie week verjaar oom Cliffy. Waar is oom Cliffy? Hy sit daar agter. Baie geluk met oom se verjaarsdag. Ek hoop dat oom 'n baie lekker week sal hê. Is daar ook enige ander verjaarsdae hierdie week daarbo? Skies? Hazel. Natuurlik Hazel daarbo. Baie geluk met jou verjaarsdag Hazel. Jy verjaar die 26ste, ons hoop jy word baie bederf. Hoop jy skryf nie 'n toets op daai dag nie. Daarom nie. Enige herdenkings? Hierso, oom Du Plessis? 53 jaar. Baie geluk. Baie geluk, die Du Plessis, hierso onder, Johan. Enige ander goeie nuus wat julle met ons wil deel? Kalla, sal jy asseblief vir ons ietsie sê van die kamp? Mense, dis weer ons gemeentekamp. As julle op die blaadjie gesien het, daar sê ons julle dis by Riverside Paradise. Wat ek volgens julle kan sê, die kamp gaan baie spesiaal wees. Kom sluit aan by ons, daar wag 'n verrassing vir jou. Dit vorm deel van ons herdenking van ons 75ste jaar van ons gemeente. Daar is 'n lys nog beskikbaar. Die pryse is 1450. En die mense wat nou nie wil kom bly nou as jy lei, dit is baie lekker, dit is mooi ingerig. Dis 'n kamer met 'n bed, met 'n eethoekie, daar's 'n ketel in, jy het jou eie badkamer. So dit gaan baie gerieflik en dit is baie netjies. Vir die ouens wat nog wil kamp, wat sê jy kamp eerder, ons het tente vir jou, dis sonder staankrag, ons sal dit vir jou opslaan. Baie mooi dat teen die rivier. So ek nooi jou uit, kom saam met ons, kom saam met die reis, kom kyk wat se besonderse skattejag het ons vir jou daar. Dit gaan baie opwindend wees, ons moet die plek volmaak, ons sien almal baie uit daarna. Nooi jou vriende, nooi jou bure, dit is nie net vir die gemeente, nie enigiemand kan kom, enigiemand is welkom, kom saam met ons. Ons gaan dit baie lekker hou, baie lekker maak vir almal. Ek dink as jy daar wegloop, sal jy definitief volgende jaar weer saam gaan. Baie dankie. Dankie Kalla. So daar hoor julle dit, ons nooi julle uit na ons gemeentekamp toe. Die wat in tente wil gaan, maar nie tente het nie, ons het vir julle. Die wat eerder in Chalet wil gaan, daar is nog kamers beskikbaar. Marley? Ek wil net graag 'n bietjie met julle gesels. Julle sal gelees het dat ons die Nikus Lodge, Kansa Nikus Lodge, so van tyd tot tyd ondersteun. Die vroutjie aan die stuur daar is Vera. Julle sal in die blaadjies gelees het, hulle het mense nodig om net 'n bietjie die klere wat daar is, want die klere is skrap. Mense wat soontoe kom, dit gaan moeilik. So, en ek het byvoorbeeld voorgestel, weet jy, laat sy sê nou maar vir ons die klere bring, ons kan dalk hier agter sit, ek kan 'n knoop vaswerk en ek kan reguit stik.
maar daar's ander mense wat dalk so bietjie meer kan doen, en dit gaan so bietjie van jou tyd vat. Dit is baie moeilik as dit net op een persoon land. So dit is asseblief, as ons kan kyk of ons so bietjie tyd vir hierdie mense kan afstaan, en dan, en ek hoop nie die manne het verskriklik gebloos nie, ons I Love Boobies projek. Dit is dan nou, ek het dit is aan my gestuur, aan een van die dokters wat ek so van tyd tot tyd besoek. Ek dink dit is tog 'n worthwhile projek. En manne, jy hoef nie een te dra om een te skenk nie. As jy voel, weet jy, gaan stop by Pep, gee vir jou vrou jou geldjie en haar geldjie. Hoor by jou ma, hoor by jou sussie. Asseblief, dit is moontlik. Dit is ietsiekie wat vir ons nie veel gaan kos nie, en elke enetjie maak 'n verskil, asseblief. Volgende en laaste dingetjie, Vera van Kansa, Nikus Lodge, wil graag 'n praatjie kom hou oor kanker. Van ons mense het dit beleef, persoonlik, baie naby aan hulle harte ook, en ek wil tog by haar hoor, jy weet, kom, ek weet is moeilik, in 'n week, in 'n aand, ek wil tog by haar hoor, of ons dit sê nou maar een oggend na die erediens kan doen, sê nou maar 10:30, laat al ons sondagskoolkindertjies gehelp is, so 11:30 tot 11:30, ek weet nie hoe lank sy nodig het nie, ek weet nie wat die praatjie alles gaan behels nie. Sy het so bietjie vir my gesê, dit sal gaan oor, hoe praat jy met iemand daaroor? Hoe ondersteun jy iemand daarmee? En, kom luister net, dit is vir almal, as daar van die kinders is wat wil kom luister, dis 'n werklikheid in ons elke dag. So, kom stof bietjie jou gemoed af, kom hoor hoe jy met 'n ander persoon kan gesels daaroor. Julle is almal wel, laat weet vir my net of julle belangstel, julle kan sommer dit op die vrouediensgroepie ook sit vir my, dat ons 'n mooi getal is, dat ons nie net 'n 3 of 'n 4 mensies is nie, maar as ons net 3 of 4 is, dan is ons 3 of 4 wat so bietjie afgestof word, en vernuwe word, en enhance word, om te kyk hoe ons met iemand langs ons kan gesels. Dankie vir julle, mooi Sondag. Baie dankie ook vir die mooi geleenthede. Ons weet ons nou Oktober is ook kankerbewusmakings maand, so dit is 'n baie mooi geleentheid om by te woon. Dalk ken jy iemand, dalk was jy self deur dit gewees. Dit sal altyd goed wees om so iets by te woon, want dit is ook mense wat elke dag hiermee werk. So al is dit net vir 'n bietjie ondersteuning, al is dit net om 'n bietjie te gesels met ander mense, is dit 'n baie mooi geleentheid. So baie dankie ook vir hierdie geleentheid, en dan ook al die ander geleenthede wat ons dan kan bydra in hierdie Oktober maand. Dit is baie goed. Baie dankie vir julle. Goed, en dan die res van die afkondigings is in die blaadjie. As jy nie een gekry het nie, vat gerus een op pad uit. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Hy sal julle gebede verhoor en julle genadig wees. Ons drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, sal met julle elkeen wees. Amen.